Goed, ons begin hierdie Sondag met 'n nuwe reeks. Die reeks se naam is die Saligsprekinge. Dit is eintlik iets wat vir ons baie bekend is. Ons lees dit in Matteus 5. So blaai saam met my in die woord van die Here, Matteus 5, daarvan vers 1 af. En ons tema, ons gaan vir 'n paar weke gaan ons kyk na die bergpredikasie / Saligsprekinge. Matteus 5 vanaf vers 1. Goed, ek lees voor. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe gekom. En hy het vir hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ek wil net hier stop. Ons gaan vanoggend op hierdie versie fokus, maar ek wil die ou vertaling vir julle doen, want hy sê dit vir my baie mooier. Die ou vertaling sê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. So hou dit in gedagte vir vanoggend se preek. Goed, vers 4. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, valslik, al wat sleg is van julle sê. Net tot sover. Kom ons maak die oop toe, dan bid ons net saam. Here, in hierdie oggend waar ons U lof besing het, en Here, kom ons in afhanklikheid en ons sê vir U dankie, Here, dat ons vandag hierdie absolute voorreg het om hier te kan wees in U teenwoordigheid. Here, ons wil vir U die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God. Ons wil vir U aanbid, want Here, U en U alleen is dit waardig. En Here, ons kom ook vanoggend met harte wat werklik opgewonde is, omdat ons weet, ons aanbid U die enigste ware lewende God. Ons weet en erken, soos die woord vir ons leer, Here, daar is geen ander God dan U nie. U wat driemaal heilig is. Ons dink ook aan hulle wat hier is. Ons dink aan U, Here, dankie dat sy ontslaan is in die hospitaal het. En dat U werklik ons gebede verhoor. Ons bid verder vir haar, Here, dat sy sal verder aansterk en dat sy weer by ons aansluit hier by die kerk. Ons bid ook, Here, waar U woord sy loop gaan neem, nie net hier nie, maar oral in die land en die wêreld, Here, dat mense sal hoor die ware evangelie, die verlossing van Jesus Christus. Dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het, vir ons volmaakte verlossing gebring het. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou baie interessant, hierdie gedeelte in die Nuwe Testament, dis die heel eerste keer waar die Here Jesus amptelik voor 'n klomp mense preek. So tegnies is hierdie die Here sy heel eerste amptelike preek. En wat so mooi is van dit, die Here Jesus begin sy bediening met 'n seënspreek. Hy kom nie met vervloeking nie, hy begin met 'n klomp seënspreuke wat vir ons baie belangrik is. En ook as mens dit lees, dan raak dit mens aan. Want die Here Jesus is hier self aan die woord. So die eerste punt wat ek volgende het, is eintlik 'n vraag. Dis ons teks. Daar is die ou vertaling, salig is die wat arm van gees is. Wat beteken dit om arm van gees te wees? Wat ons hoor dit nou, maar wat bedoel die skrywer? Wat bedoel die Here Jesus as hy sê, geseënd is jy as jy arm van gees is? Nou belangrik,
wil ek hê ons moet eers na 'n paar voorbeelde van manne in die Ou Testament kyk, wat werklik besef het dat hulle afhanklik van die Here is. Die eerste ene is Abraham. Genesis 18 vers 27. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Die tweede ene is Jakob. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destyds deur die Jordaan is, het ek nie my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Dan die laaste ene, weer Moses. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. So hierdie manne besef, dat hulle is werklik niks vir die Here nie. Hulle besef dat hulle arm van gees is. So as mens hierdie gedeelte lees, dan besef 'n mens, dan kry jy 'n bietjie so beter prentjie wat dit beteken om arm van gees te wees. Want jy sien, om arm van gees te wees beteken nie dat jy 'n swak selfbeeld het. Inteendeel, as jy waarlik gered is, sê die woord van die Here vir ons in Romeine 8 vers 37, dat omdat jy gered is, omdat die Here jou liefhet, is jy meer as 'n oorwinnaar. Nou wat interessant is, die Griekse woord wat hier vir arm gebruik word, is togos. En togos wat letterlik iemand wat bedel beteken. Iemand wat 'n bedelaar is. So met ander woorde, jy moet op 'n stadium in jou lewe kom, dat jy besef, luister hier, ek is arm van gees. Ek kan nie op my eie nie. Ek is verlore sonder die Here Jesus Christus. Want jy sien, om arm van gees te wees, beteken dat jy ergens in jou lewe op 'n besef sal kom, ek is geestelik bankrot vir die Here Jesus Christus. So dit gaan nie hier oor materiële dinge nie. Dit gaan nie oor besittings nie. Dit gaan nie oor wat jy het en wat jy nie het nie. Dit gaan oor dat jy sal besef, ek is verlore sonder die Here Jesus Christus. Ek is 'n bedelaar, ek is arm van gees. Eintlik beteken dit om te sê, ek besef ek is leeg, ek is gebroken, ek is afhanklik, Here, ek het U nodig. Dink bietjie aan 'n bedelaar. 'n Bedelaar kan op niks aanspraak maak nie, want hy het niks nie. So 'n bedelaar, al wat hy kan doen is om sy arms uit te steek en om staat te maak en op genade en die liefde van mense. Om arm van gees te wees beteken dat jy sal besef soos 'n bedelaar. Dit wat ek het ek ontvang uit genade. Want 'n bedelaar kan nêrens aanspraak maak op om te sê, maar ek verdien dit nie, of ek verdien dat nie. So eintlik, in plain gewone Afrikaans, ek en jy, ons is bedelaars voor die Here God. Ons kan nie sonder die Here nie, hoor mooi, en dit is belangrik, eintlik weet ons dit, maar baie keer vergeet ons dit. Ons vergeet dat ons is bankrot sonder die Here Jesus Christus. Sonder die Here is jy werklik verlore. So ek wil vir jou vra, het jy al ooit op 'n stadium in jou lewe bietjie gaan sit en nadink oor, ek is werklik verlore sonder die Here. Ek is leeg sonder die Here, want sonder die Here gaan ek hel toe gaan. Sonder die Here kan ek nie weerstand bied teen die bose nie. Sonder die Here is daar dinge in my lewe wat ontbreek. Ek ontvang die seën van die Here nie. My lewe is half leeg, want ek kom agter daar is kort iets in my lewe. Sonder die Here is hy werklik niks nie. Jesaja 66 vers 2, die ou vertaling. Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. So die Here kom en hy sê, daai eintlik hier, hy praat met die volk Israel en hy sê, hoor hierso, ek fokus op hom wat arm van gees is
en wat bewe van my woord. So met ander woorde, die oomblik as jy besef, hoor hierso, ek het die Here nodig in my lewe, dan weet ek is op die regte plek. Want jy sien baie keer, dan kom jy op 'n stadium in jou lewe daar en jy besef, eintlik gaan dit geestelik goed met my. Ek het dit gemaak. Ek het die Here nie meer so nodig nie. Ek is nie meer so afhanklik nie. En ek wil vir jou sê, as daai gedagtes kom, dan weet jy, jy's op die verkeerde pad. Wat dit beteken dit, jy is nie meer arm van gees nie. Jy's nie meer 'n bedelaar vir die Here nie. Jy's nie meer afhanklik van die Here nie. Mag dit nooit gebeur, dat ek en jy op 'n plek sal kom, waar ons sal dink, ek het dit gemaak nie. Ek het nie meer die Here nodig nie. Volgende punt. Selfs die manne in die Nuwe Testament het geweet wie die Here is. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ek het dit hier geskryf, dis te veel om daar te sit. So jy moet luister en maak maar notas. Johannes die Doper. Johannes 1:27. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om aan te trek of om vas te maak nie. So Johannes die Doper sê, luister die Here Jesus wat na my kom. Ek is so min, ek is nie eens waardig om sy skoene vas te maak nie. Die tollenaar wat gebid het, onthou julle die tollenaar in die tempel. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie eens na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my as sondaar genadig. Hy het besef, maar hoor hierso, as daar iemand is wat arm van gees is, dan is dit ek. Onthou jy die Fariseer? Hy het so half gebid, maar hy was hoogmoedig geweest. Hy was nie arm van gees geweest nie. En dan Petrus, Lukas 5:8. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die Here Jesus op sy knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Petrus sien wie die Here Jesus is. En hy besef, Here, ek is 'n sondige mens. Here, eintlik kom sê hy, ek is arm van gees. Ek is nie werd nie. Nou laastens Paulus in Romeine 7:18. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. So ek en jy, ons moet besef, ons het niks wat ons die Here kan bied nie. Hoor jy, die Here is nie afhanklik van my en van jou nie. Eintlik het ons hom nodig. Nee, ons het hom so nodig. Hy het ons nie nodig nie. En totdat jy nie op 'n plek in jou lewe kom, waar jy besef dat jy arm van gees is nie, sal jy nooit die Here Jesus sien vir wie hy werklik is nie. Jy sal nooit verstaan hoe heilig, hoe wonderlik, hoe kosbaar die Here Jesus Christus is nie. Want jy is op 'n plek in jou lewe waar jy dink, hoor hierso, ek is selfvoldaan, ek is selfvergenoeg, ek is tevrede, want ek is tevrede met myself. Want die fokus gaan dan net oor myself. Dan sal jy nooit die Here Jesus werklik besef nie. Dan sal jy nooit sy waarde besef nie. Jy sal nooit eens jou verlorenheid raak sien nie. Openbaring 3:17, dit is 'n brief wat die Here skryf aan die gemeente van Laodicea. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Wat belangrik is, jy sal nooit die koninkryk van God beerwe, as jy nie besef jy is arm van gees nie. As jy nie besef dat jy die Here nodig nie. Jy sal nooit ware geluk vind nie, totdat jy besef dat jy arm van gees is nie. Want jy sien hierdie gemeente, hulle het gedink, dit gaan goed met hulle. Want hulle is ryk, hulle het niks meer nodig nie, wat meer wil ons hê? Wat jy sien in die lewe van vandag is dit presies dieselfde. Hoor jy so, as dit met jou goed gaan, as jy ryk is, ek wil net sê,
dis nie 'n slegte ding om ryk te wees nie. Maar waag net daarteen, dat ons die gesindheid sal hê soos hierdie gemeente. Hoorie, dit gaan goed met my. Ek het 'n mooi kar, ek het 'n goeie huis. Ek het niks meer nodig nie. En dan kom die ding eintlik, hulle besef nie, dat hulle is armer as wat hulle dink nie. Want die Here sê vir hulle, julle is ellendig, julle is beklaanswaardig, want julle is arm, julle is blind, julle is skaal, julle besef nie dat julle die Here nodig het nie. Want julle fokuspunt gaan oor dit wat julle het, die aardse goed. Dis hoekom die Here sê, geseënd is jy, as jy besef, dat jy arm van gees is. Dat jy die Here nodig het, elke dag, en alles in jou lewe. So die feit is, dat 'n mens is heeltemal verlore sonder die Here. Maar in die wêreld werk dit nie so. In die wêreld werk dit so, dat daar vir jou gesê word, hoor hierso, net solank jy glo. Ons is nie gepla waarin jy glo nie, of wat jy glo nie, net solank jy godsdienstig is. Dis genoeg vir jou. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer vir ons, daar is net een God. Daar is net een werklike, lewende, 3-maal heilige God. En ons moet hom aanbid, en ons moet teenoor hom besef, dat ons is afhanklik van hom. Die God van die Bybel. Die 3-maal heilige God. Want jy sien, in die wêreld gaan dit oor materiële dinge. Oor dit wat jy bereik het. Goeie prestasies. Bevordering by die werk. Ek wil vir julle 'n vers lees uit Lukas. En wat interessant is, my broer het laasweek gepreek het, dieselfde vers gelees, en hy het eers geweet, ek gaan hieroor preek doen. Dit is dieselfde as Matteus 5 vers 3. Dis Lukas 6 vers 20. Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Presies dieselfde. Die Here Jesus sê dit in Lukas, maar hy sê dit in Matteus ook. Geseënd is jy, as jy weet, as jy besef. Hoor jy maar hierdie besef? Dis 'n ernstige besef. Dis 'n diepe besef, afhanklikheid van die Here, waar jy op 'n plek sal kom, waar jy waarlik sal besef, waar jy eerlik met jouself sal wees, om te sê, maar hoor hierso, ek kan nie sonder die Here nie. Ek dink dalk ek kan, en dalk voel jy kan, maar jy kan nie. Dat jy sal besef, maar hoor hierso, ek is werklik afhanklik van die Here. Ek het hom nodig, elke dag van my lewe, want die lewe het uitdagings. En die duiwel los ons nie uit nie. Jy sien, iemand wat nie arm van gees is nie, sal nooit hierdie konsep van arm van gees werklik begryp nie. Hulle sal nooit die vaderhart van God verstaan nie, want hulle is nog nie gered nie. Ek wil afsluit met 'n vraag, en dan wil ek 2 aanhalings lees van John MacArthur. Ek weet nie of julle gehoor het nie, maar hy sou rukkie terug oorlede. John MacArthur oorlede. Man van God. So die vraag is, wie word dan geseën? Ek het dit daar opgesit. Geseën is die bedelaars in die gees. Geseën is die wat geestelik bankrot is. Geseën is die geestelik behoeftig is. Geseën is die geestelik arm is. Geseën is die wat krimp en terugduins omdat hulle niks het om te bied nie. Geseën is die wat voor die almagtige en heilige God hulle toestand van bankrotskap besef. Ek wil gou stop. Die saligsprekinge is eintlik maar net vir kinders van God. Want hoe kan jy besef dat jy arm van gees is as jy nie werklik gered is nie?
Die tweede aanhaling. Ek dink die Here daar opgesit. Geseënd is die mense wat hulle eie swakheid en hulle skuldgevoelens en hulle mislukkings en hulle hulpeloosheid en hulle onwaardigheid en hulle leegheid intens besef. En wat nie probeer om hierdie dinge onder 'n dekmantel van selfgenoegsaamheid weg te steek nie, maar wat eerlik daaroor is en tot die genade van God gedryf word. Nog beter kan ek dit nie sê nie. Ek wil eintlik afsluit om te sê, ek wil begin by my, dat ek ook op 'n plek sal kom, om te besef, hoe afhanklik ek van die Here is. En dat jy ook, saam met my, sal besef, werklik besef, dat ons is eintlik arm voor die Here Jesus Christus. Hoor jy, al het jy hoeveel geld, al besit jy hoeveel dinge, maar jy ken nie die Here Jesus Christus as jou verlosser nie, dan is jy geestelik bankrot. Dan het jy die Here nodig, meer as enigiets. Mag die Here gee dat ons waarlik onsself sal ondersoek, en dat jy elke dag sal besef, hoe afhanklik jy van die Here is, en dat jy leeg is, sonder die Here Jesus in jou lewe. Kom ons sluit af met gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons besef vanoggend, Here, ons besef opnuut, dat ons werklik afhanklik is van U. Here, U sê in die woord Johannes 15 vers 5, want sonder my kan julle niks doen nie. En Here, vir ons as gewone mens is dit baie keer 'n moeilike term om te begryp, om arm van gees te wees, om soos 'n bedelaar voor U te wees. En Here, baie keer is ons so trots, dat dit vir ons moeilik is, om te besef, dat ons is arm van gees. Here, ek bid dat U, elkeen wat vanoggend hierdie kosbare boodskap hoor, Here, dat ons sal erns maak met ons verhouding met U. Dat ons met eerlike harte ons oë sal rig op U. En Here, dat ons onsself sal ontledig en meer op U sal fokus. Here, want U sê vir ons in Johannes 12, as ons van die aarde af vir U verhoog, dan sal U mense na U toe trek. En Here, dit is ons gebed, dit is ons hartsbegeerte, dat mense na U toe sal kom. Dat mense, Here, hulle eie verlorenheid sal besef. En vir U sal aanneem as verlosser en saligmaker. Dankie dat U die een is wat ons trek na U toe. Dankie dat U die een is wat ons red. Dat U die een is wat ons nuut maak, wat ons vry maak, en wat ons weer nuwe krag gee. Ja, Here, ons erken, sonder U is ons verlore. Kom en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen.